Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo internet, ek gaan vandag Afrikaans praat en ek gaan praat oor 'n onderwerp wat baie belangrik is. En dit is my jammer dat ek kan nou wel vir julle sê nie baie van julle gaan luister hier nie. Maar as jy voel jy kan, sê tog vir jou vriende asseblief dat hulle na hierdie episode kyk wat ek maak. Saam met ons kapelaan kolonel Andre Olivier, my vriend van baie jare. En natuurlik Kiesburg polisie taakmagbevelvoerder heel eerste een. En klomp episode is hier gemaak waarvoor ons hom bedank. Maar kom ek verduidelik julle manne, waaroor gaan hierdie gesprek? So 'n maand terug, so 5-6 weke terug, het 'n vriendin van my kom kuier hier. Sy is 56 jaar oud. Sy kom hier aan, haar seun werk in China. Dit is nou maklik, ons het redelik naby aan China. So met ander woorde, die idee is toe nou, sy vlieg hierheen van iewers in die Kaap. En hy vlieg van China af, is 'n 2 ure vlug of 3 ure, is nie eers lank nie. En hulle ontmoet hierso. En hulle is baie happy om mekaar te sien, regtig gelukkig. En ons het hulle in die kamers in en alles loop lekker en op die tweede dag wat hulle hier is, besluit Rebecca en hulle ons, die groot vriende teen die tyd, hulle gaan na 'n plek met die naam van Paradise Beach. Nou, as jy nog nie daar was, is pragtig mooi, is regtig mooi, maar is bietjie afgesonder. Jy vat soos 'n 4x4 daar af by die strand uit te kom. En dan kan jy daar snorkel. En daar's oral koraalribbe en daar's presies en dit is pragtig. En dis toe presies wat die 3 van hulle doen. Ek kon nie, ek moet iemand opneem. En ek dink ook al die Nick Diaries of iets het ek opgeneem daai dag, maar ek is nie doodseker nie. En weet julle, ek's net klaar gewees toe bel Rebecca en sy sê die vrou is dood. Sy is dood. En ek tog eers maak 'n baie simpel grap. Ek meen, hoe sê ons nou net hier. Ek bedoel, ons het geëet hier by ons tafel. Ons het tot hulle vegan roomys gegee. Hulle was so beïndruk. En was daar uit en ek het die video's van waar hulle loop na die kar. En almal is gelukkig en almal is binne die kar en daar's hulle uit om te gaan snorkel. En Miranda is dood. Nou wat gebeur het is, hulle het geswem, was baie lekker, presies gesien, al daai goed. En die volgende oomblik, toe skree sy net, sy sukkel om asem te haal, toe hulle nou nader swem om te kyk wat gebeur. Maar kop was bo die water. Toe sien hulle maar sy begin blou word in die gesig. En dan onmiddellik begin probeer, jy weet, om die hart te masseer en alles terwyl hulle nog in die water is en haar uitgesleep haar nie. En ek moet sê, die mense wat op die strand was, werklik waar, daar was nie een vark wat video's geneem het nie. Daar was nie een vark wat probeer snaaks wees nie. Van Franse toeriste van die, ek dink een van hulle was ook al van die Vreemdelingenlegioen. So het hy vir Rebecca gesê, wat natuurlik nou Frans volk praat, en hulle het onmiddellik begin om te help. En toe kom die Thaise ambulansmense en almal kom hier aan. Feit van die saak is, sy is dood. Totaal onverwags. Mense soos in uit die bloute uit. En ek wil ook nou bysê, ons wat nou al die dood gesien het, baie kere, al in die polisie sien jy die dood geweldig baie, omtrent elke dag. Die dood is altyd onverwags. Soms al het jy jou ouers daar en jy weet dit is hulle tyd en jy weet dit gaan op 'n stadium gebeur. Wanneer dit gebeur is 'n halwe skok op jou, al is jy voorberei. Ek onthou toe ons die masjiene afgesit het vir my oorlede vrou Melissa, was ook, jy weet, het nou net vir Andre gesê, ons het so 'n bietjie gepraat hier voor die tyd. Dit was 'n baie maklike besluit gewees, maar bitter moeilike besluit om mee saam te leef. En die eerste ding natuurlik wat die hospitaal vra is, mense het sy mediese assuransie. Die kind weet nie. Die tweede ding wat die res van die mense wil weet is, het sy polisse. Kind weet nie. Het sy begrafnispolis? Wil sy begrawe word? Wil sy veras word? Waar? Watter kerk? Mense, hierdie is tipe goed wat jou vrou gaan moet antwoord na jou dood. En dit is vir my 'n uiters belangrike saak dat ons bietjie praat hieroor openhartig, man tot man. So hierdie is nie 'n gesprek vir 'n kind nie, maar dis 'n goeie ding as jou kinders ook hierna kyk en dat jy jouself voorberei, want ons kan nie waarborg dat ons in die lewe gaan wees wanneer Jesus hier aankom die tweede keer en ons word opgeneem hemel toe nie. Halleluja, wat gebeur? Prys die Here. Ek sal baie bly wees om julle aan te skud daarbo. Maar ons weet dit nie. Maar wat ons wel weet is, ons kan nie die dood vermy altyd nie. En dit kom soms baie vinnig en baie onverwags.
So ons moet onsself voorberei. André, welkom hierso, ek is baie dankbaar vir jou. Ek dink as kapelaan, buite nou vir jou werk as 'n polisieman in die ou dae, maar nou as 'n kapelaan, het jy ook nogal baie met die dood te doen hierso, want ek weet jy begrawe ouens elke nou en dan, jy's ook 'n pastoor. Wie vir ons 'n bietjie vertel daarvan en dan sal ek praat oor die regsaspekte. Ja, Koos, baie dankie. Dit gebeur amper weekliks, jy weet, ons ouderdom en daai tipe van goed, gebeur dit gereeld. En ek kan jou ook vertel, dalk net een staaltjie wat vir my nog ontstellend was. Jy weet, ons wat nou 'n klomp goed al gesien het en beleef het, en die dood, en ouens wat opgeblaas is, en al die tipe van goed. Ek het 'n begrafnis gedoen eendag. Dit was 'n saamgestelde familie, en terwyl die kus sak in die grond in, toe begin die twee families mekaar tekke langs die graf. Om wie gaan wat kry, wie gaan dit kry, nee, jy kan dit nie kry nie, want daar was nou nie 'n testament gewees. So eenvoudig soos dit. En 'n saamgestelde familie, dit kan verskillende gelowe wees, dit kan verskillende lande wees, jy weet, daar kan verrassing wees en wat ook al. So ek kan baie van hierdie ondervindings vir jou gee. Maar ek het ook 'n raad wat ek vir mense gee. Ek sê vir mense, jy moet 'n doodsleer hê. Noem dit 'n doodsleer. En dan in daai doodsleer is al die dokumente wat jy nodig het. Maar wat ek ook ondervind het, Koos, is dat dit hang ook af waar jy jou testament laat doen. Want baie keer, en jy gaan meer hieroor kan praat, is jou exekuteur vat 'n groot gedeelte van daai boedel. En tweedens, baie keer wil hulle daai geld upfront hê, maar die rekeninge en dis gevries, so jy kan nie jou hande op die rekening kry. So, daar is maatskappye, soos hier in Suid-Afrika, Legacy Capital, wat jou testament optrek, maar hulle gee ook dan 'n versekering nadat hulle jou bates en lastes geëvalueer het. So hulle weet min of meer wat jy nodig het aanvanklik om daai boedel te begin beredder. So daar's 'n klomp goed, Koos, en 'n klomp voorbeelde wat ek kan gee, maar die groot ding is, ek dink, is om hierdie doodsleer te hê. En dan is daar baie kardinale dokumente wat in daai doodsleer moet wees. Byvoorbeeld, jy het nou gepraat van passwords. Als vandag gebeur mos op rekenaar en daai tipe van goed. En 'n vriend van my 'n paar jaar terug, en ek sal hom by naam noem, Herman Buckingham. Hy was by NEA ook gewees, hy was by my in die eenheid gewees, hy is skielik oorlede. Ek het met hom die aand gepraat, net nadat ons gepraat het, bel sy vrou my en sê hy is oorlede aan 'n hartaanval. Net nadat ons gepraat het. En al sy goed, omdat hy nou, jy weet, by NEA was, die polisie was, het passwords gehad, hulle kon glad nie in sy goed inkom nie. En al wat ek kan sê, het was nag gewees vir daai familie. So, daar moet onder andere dan 'n lys wees daar binnekant met jou rekenaars, jou selfone, wat ook al die passwords moet daar wees. Daar moet 'n geldige testament wees. En ek lê klem op 'n geldige testament, dis belangrik. Dan, wie is jou finansiële adviseur? Waar het jy jou beleggings? Waar is jou rande weggesteek? Jy weet, al hierdie goed met daar, wie kry wat? Wanneer kry hulle wat? Want baie keer met die kinders eers 'n sekere ouderdom raak. Dan afskrifte van identiteitsdokumente, joune, jou vaders en kinders en so aan. Huweliks- en egskeidingsdokumente, want daar kan geldige egskeidingsbevele wees wat eers in werking skop, jy weet, met die afsterwe van die ander persoon. Versekeringspolisse, jou lewens- en begrafnis, voertuigversekering, daai tipe van bank besonderhede, beleggingsstate, eiendomstitels is verskriklik belangrik, huurkontrakte, voertuigregistrasiedokumente, jou NATIS-dokumente, jou belastingnommer, en besonderhede van jou rekenmeester as jy een het, van maatskappy, jou kontakbesonderhede van belangrike persone, soos jou finansiële adviseur, jou prokureur, werkers, werknemers, familielede, want hulle is die hele wêreld vol deesdae. En dan besonderhede van belangrike aanlyn rekeninge wat jy het.
En dit, ek het nou net 'n paar genoem, maar jy kan nog byvoeg, want dit gaan ook verskil van persoon tot persoon, maar die boodskap wat ek ook kry, jy moet 'n doodsler hê, wat as iets met jou gebeur, kan iemand na kas toe gaan, die leer uittrek, en alles wat nodig is daar te vind, Koos. Dan moet jy daarom nou ook net vir die mense sê, asseblief, waar is jou doodsleer? Ek het 'n oom gehad, oom Baas, was 'n baie nice oom. Snaakse ou gewees, regte ladies man. Hy sê hy het vir Hilbrau geken in die donker. As jy vir hom daar sit in die dag, het hy nie 'n klou gehad waar hy is. Dit is hierdie 1970s tipe ouens. En toe oom Baas dood is, toe kon ons net niks van sy goed in die hande kry nie. Ons het nie geweet, jy moet vir die mense sê, waar is daai doodsleer van jou? En hy moet beskikbaar wees. Dit help nie jy sit die ding in 'n kluis en net jy die kluise sleutel iewers of jy het net die kluise kode nie. Daai goed moet weet. Ek wil net sê op 'n testament. Manne, dis nou die een ding waar jy nou nie meer, soos hulle sê in Engels, die fool speel mee met hom nie. Dit is 'n uiters belangrike dokument. En in Suid-Afrika in elk geval kan jy werklik jou goed bemaak in jou hond as jy lus is, of van jou kat as jy nou wil snaaks wees. Jy kan 'n trust skep. Daar's baie goed wat jy kan doen. Ek wil nie vir julle regsadvies gee nie. Al wat ek vir jou wil sê is jy kan nie uit die graf uit probeer regeer nog steeds nie, dit werk nie. Jy moet aanvaar dat jou vrou dalk iemand anders gaan vind na jou dood, en indien so, dis 'n goeie ding vir hom aan te gaan, maar sy moet ook aanvaar dat daar 'n klomp shuisters wees wat nou daar is vir geld. Hulle is maar so. Maar die groot ding is ook die eksekuteurs, soos André gesê het, in my ervaring as prokureur, en ek sê weer eens, ek gee nie veel regsadvies hier nie, maar in my ervaring bly weg van 'n bank af. Meeste ouens en die ou mense sal gaan, hulle sê, okay, Absa Bank, wat ook al, julle trek my testament op, en julle sal sommer my boedel ook doen. Nee. Daai eksekuteur het alle regte. Werklik waar alle regte. En dit is nie die waarheid ook om te sê, daar's 'n storie wat ouens by my kom, wat hulle sê, maar die geld betaal eers 'n jaar of 3 later uit. Soort van reg en soort van verkeerd. Kom ek verduidelik julle. Jy kan nie erf tensy daar iets is om te erf nie. So die skuld word eers betaal. So daar's X bedrag wat daar is, en dan word die skuld betaal, en dit wat oorbly kan vererf, soos jy wil hê. So wat die manne doen is met polisse, is hulle verkoop 'n polis wat direk in jou boedel inbetaal. En dan jy cash flush, want dan kan jy daai goed hanteer. Of die polis betaal gewoonlik binne 3-4 dae uit na die genomineerde persoon. As ek byvoorbeeld sou tot sterwe kom, my 2 ou polisies wat ek het daar van Sandbank sedert ek 17 jaar oud is en by die SAP ingesweer is, daai goed sal direk na Rebecca toe betaal. Die probleem is Rebecca sit hier. Rebecca het rekeninge in 6 of 7 verskillende lande. So dit gaan ook 'n interessante storie daai wees. Maar dit is baie belangrik, maar die een ding, voor ons nou stop oor 'n testament, ek wil praat oor die living will, of die lewendige testament. Ander het jy iets te sê oor 'n testament, voor ek aanbeweeg? Ja, ek dink dit is ook baie belangrik, Koos, in my ondervinding, het ek gesien mense gaan na P&A of C&A, en hulle gaan koop so 'n ding wat gedruk is daar, en hulle skryf sommer self in 'n testament, hulle kyk dit baie ligtelik, Koos. En ek sal vir jou sê, dis eintlik in my opinie onverantwoordelik om dit te wil doen. Want as jy nou, jy weet, nou kan ek polisietaal gebruik en ek is nie onsensitief nie, as jy ingespit word of wat ook al jy doen, jy weet, jou vrou of jou kinders of jou naastebestaandes sit dan met daai challenge. So daai one size fits all werk glad nie wat jy daar by die C&A gaan kry nie. So gaan na 'n behoorlike persoon. Jy weet, daar's baie mense, doen 'n bietjie navorsing en kry iemand wat jy weet, gaan Google 'n bietjie man, het hierdie ouens 'n baie goeie track record en kry 'n professioneel om jou testament op te trek. Dit sal my raad wees, Koos. En dis baie goeie raad daai ook. Mense, wees versigtig vir hierdie goed. Dit is die moeite werd vir jou om 'n paar rand te spandeer vooraf, want jy is uniek. Ons het nie almal dieselfde geld, selfde eiendomme, selfde enigiets nie, en ons omstandighede is nie dieselfde nie. As jy byvoorbeeld te laat getrou het weer en jy het nou kinders wat relatief klein is dit 'n baie goeie ding om te kyk dat daar trust mortis causa kom, 'n trust na jou dood, en dat hulle versorg kan word tot op 'n punt. Jy weet, daar's baie goed wat die prokureurs en selfs die ouditeurs al weet uit ervaring, en hulle sal jou kan adviseer. Maar die groot neerkry kom dan is, as jy dood is,
is dit onmoontlik vir my om weer inligting uit jou uit te kry. Klaar, einde van storie. Dit kan nie gebeur nie. En as daar iets by jou aankom wat lyk soos hy is dit 'n demoon, dis waar jy die Here se hulp roep om daai weg te jaag. Dit gebeur hoor. Ek het al gepraat met kliënte waar hulle sê dat hulle oorlede vrou sommer Jan hulle verskyn het of wie oom of hulle roep hom op. Joeg, mense, ek dink nie dis iets wat jy moet doen nie. Wanneer vir vele jare dat mense die dood probeer oproep, nadat Jesus gesê het ons moenie dit doen nie. Ja, Koos, dit is eintlik 'n verskriklike ding in die Here se oë om dit te doen. En die Bybel is baie duidelik daaroor. En dit word dan basies werklik waar gesien as die ergste sonde. Want onthou jy kry sonde, jy kry transgressions en jy kry iniquity. Dis iniquity. Dis waar sê hy. En dit is werklik waar, dit is 'n geestelike dood wat jy eintlik daar pleeg, Koos. En dit kan ook oorgedra word na jou derde en jou vierde geslag, daai swak besluit. So, please don't go that way. Dit is werklik waar. Jy weet, ek gaan nie 'n preek afsteek nie, ek gaan nie teksverse doen nie, maar as dit vir jou belangrik is, gaan Google 'n bietjie en gaan kyk 'n bietjie wat sê die woord rondom die dooie Samuel onder andere, toe koning Samuel wou opgeroep het in daai tipe van goed. Jy kan nie daai rigting gaan nie, hoor. Stem absoluut saam mense, julle weet self, dit is nie, ons doen nie daai goed nie. Maar kom ons praat oor wat die Engelse noem 'n living will of 'n lewende testament. Maar nou gebeur dit dat jy nie tot sterwe kom. Dan word jy kry massiewe hartaanval of jy kry jy weet 'n verdrinking daar, maar jy is nie heeltemal dood nie, maar nou is jy wat hulle noem 'n vegetable. Dan word jy het nie meer die funksies wat jy gehad het nie, jy is in 'n koma, jy het nie 'n klou waar jy is nie, dit het swart geword vir jou en dis dit. Intussen tyd dark op die mediese rekening op. Dit is jou eerste probleem. Jou tweede probleem is jy het geen lewe nie en dit is 'n baie erge ding want jou vrou moet nou vir hoeveel jaar moet sy nou jou gaan besoek? Dinge kom net nie tot op 'n einde nie. Die dokters kan vir jou in die lewe hou vir 'n baie lang tyd. Daar was 'n interessante saak gewees in my tyd, ek weet nie of dit nog steeds bestaan, maar die ou was eintlik 'n mediese dokter en hy het ingegaan vir 'n klein operasie. Hy was nou nie 'n jong man nie, maar hy het ingegaan vir 'n klein operasie, het iets verkeerd geloop met die narkose of iets en hy is toe breindood. En buiten dit was eintlik niks fout met hom. So die probleem waarmee hulle gesit het is, alright, as ons dan die masjiene afsit, hoe lank vat dit vir hom dood te gaan? In hierdie geval omtrent 3 weke, want hy moet doodgaan van die honger. So julle kan sien, dit was 'n neerkry wat ek amper in die appelhof gaan draai het. En die dokters mag in elk geval nie 'n fisiese daad doen om jou dood te veroorsaak nie, hulle kan weier om jou te behandel dat jy doodgaan, maar hulle kan jou nie aanhelp met 'n inspuiting of 'n ding nie. Daar was sulke groot sake gewees ook, as jy 'n bietjie die koerante gelees het. Feit van die saak is, manne, ons moet nog steeds weet wat is jou gevoel as dit 'n lewendige, die testament gaan dit vir jou sê. So met ander woorde, wat dit gaan sê is, in my geval, moenie my aanhou as 'n vegetable of 'n ding nie. Laat ek tot sterwe kom en laat my gees gaan na die Here en hy kan my oproep wanneer dit hom pas om dit te doen. Dit is my gevoel daaroor. Maar jou vrou moet weet daarvan, jou vrou moet weet van hierdie goed. Want weer eens, as dit gebeur en jy's daar, dis traumaties, dis verskriklik, dis is regtig nie 'n lekker ding om deur te gaan nie, en nou moet sy nog sit en sukkel hiermee ook. Soos ek sê, ek het gelukkig met Melissa gepraat hier voor sy terug is Amerika toe, so toe die tyd gekom het, en ons geweet, dit was al wat sy wil hê, en ons het dit toe gedoen, en sy is redelik vinnig dood daarna. Anyway, André, jy het ook iets te sê oor die lewendige testament? Wat jy gesê is baie belangrik hoor. Want daar's verskillende gelowe ook. En mense partykeer leef nie hulle geloof uit nie. Maar dit is hulle wens. En dit gaan nie uitkom nie tensy dit bespreek word. Mense wil nie hieroor praat nie. Maar my raad is, vat jou vrou, gaan sit op 'n koppie koffie of met 'n koppie koffie. Dalk sommer ouma rask ook. En dan praat jy oor hierdie goed. Laat julle mekaar se harte hoor. Gaan na 'n professionele persoon toe. Trek 'n testament op. Kry hierdie doodslê reg. Laat almal weet wat dit is. En dan werklikwaar kan jy in vrede lewe. Dit is my raad. Dit moet professioneel gedoen word. Ek kan net dit dalk sê, Koos, persoonlik.
in my boek. Ek was 5 jaar oud toe my sussie dood is. Elke Sondag is ons begrafplaas toe. Daarna is my pa dood. Elke Sondag, kindergedeelte in die begrafplaas, blommetjies gedeel op haar graf, dan op my pa se graf. Later dan my ander 4 broers en susters dood, almal jong. En dan sê my ma nee, maar pa het dit gesê, en pa het dit gesê, en basies was ons beheer uit die graf uit, vir jare. Juist omdat my pa nie 'n testament gehad het. En my ma het gedoen wat sy dink my pa wou gehad. Maar dit was nooit op skrif gestel nie. So ek het 'n dierles geleer as 'n laaitie van 5 jaar oud. En tot vandag toe. Ek begrawe mense, ek sal sê 1 of 2 'n maand koos. En waar ek ingeroep ook vir bediening, of om raad te gee, dan vra ek, het jy 'n doodswerk? Net dalk, dis is 'n bietjie van hierdie gesprek is dalk 'n bietjie nou hard op 'n ou, maar kom ek gee vir jou gou 'n grappie. In die lyn, 'n ou tannie lê op sterwe. En sy wil nou 'n pastoor hê vir doodsbegeleiding, soos wat die ou mense nou sê. En die ou wat ek saamvat, is met spierwit hare en 'n wit baard. En hy stap saam. En die ou tannie seker met haar laaste asempie sê, vir die ou, is jy die by Jesus? Maar sy het ten minste 'n testament en as gehad, ons kon haar daarmee gehelp het, Koos. So ja, jy hoef nie swaar dood te gaan nie. As hierdie goed in plek is, kan jy eerlikwaar, soos jy gesê het, Koos. Jy weet, Maranatha, kom liewe Here, kom vat my huis toe. Ek is reg. My familie is vergesorg. Die dokumentasie is in plek. Hulle weet wat die dokumentasie is. Ek kan nou, jy weet, regtig in vrede kan ek sterf. Want Koos, ek het mense gesien wat nie in vrede sterf. En jy wil nie in daai posisie wees nie, Koos. Jy is absoluut reg, André, ons het dit gesien, jy weet, ek sê altyd 'n polisie se doodshuis mob, wat dit in Afrikaans. Hy is nie 'n plek wat mense lê wat, jy weet, doodgegaan het in sy bed en sy skoene uitgetrek nie. Baie van die baie weldadig en so, dit kom altyd bietjie van, jy kan voel as iets aan die gang in 'n polisie doodshuis, wat jy as 'n jong polisieman natuurlik optel. Ek kon nou nie in die regterme ingaan nie, man, ek kon nie begin praat oor kommerentes en al daai goed nie. Jou prokureur kan jou verduidelik, maar dit is as jy en jou vrou gelyk doodgaan. Dan word jy as 'n karongeluk, wens dit nie op julle nie. En nou is julle albei dood en nou moet die hof besluit watter een van julle is eerste dood. Hulle sal normaal ook sê die vrou wat sy swakker is as jy is, sal eerste dood wees, dan vererf haar boedel na jou toe en jy's tweede dood en jy vererf weer verder. So jy kan sien dat haar familie kan uitgesny word, veral as jy 'n gekombineerde familie het. Tensy jy jou testament het, en daai testament beter wetlik wees. Hulle gaan nou kyk, hulle gaan kyk of hy geteken is. Jy kan ook nie 'n testament maak op 'n video nie. Jy kan nie as sit en sê, hoor jy, ja nee, kyk boys, ek het ons julle gesê ek is siek en nou is ek nie hier nie. Ek verstaan jou grap. Dink dit was Spike Milligan wat dit gesê het. Die komediant. Hy wou op sy grafsteen skryf iets soos I told you Emil. Ja, okay, het gebeur dat hy dit doen. Net op 'n ligte noot. Maar manne, ek weet nie of daar met 'n Beretta en Naimel staan agter daai kamera terwyl jy daai video maak. So die hof gaan nie dit aanvaar nie. En dis werklik waar, jy weet, dis belangrike sake, die maak nou gaan na die laaste gedeelte van ons gesprek. Ek het 2 vrouens in die dood verloor. Ek weet hoe dit voel. En dit was baie geweld geweest daaroor, want ek het altyd gevoel dit is beter vir die man om eers dood te gaan. Ek weet ek is ouer, want dit is tog net hoe die lewe moet wees. Maar in my geval was dit die teenoorgestelde. En daar was een belangrike ding wat ek geleer het, en ek onthou my pa, wat 'n regsgeleerde was al sy lewe, het vir my eendag gesê, Koos, jy weet, julle ouens in die polisie werk baie met die dood. Ons in die howe werk ook baie met die dood. Die beste raad wat ek vir jou het is, gaan skit net hand, gee haak en loop weg, moenie met mooi praatjies en nonsens kom nie. Daar is 'n rou tydperk waardeur die mens moet gaan. Dit is die eerste ding. Ek sal nou vir André vra op sy opinie. André, wat dink jy van daai advies? Dit is baie goeie advies, Koos. Kyk,
wanneer jy iemand skielik aan die dood afstaan, veral nou soos 'n skietongeluk of 'n hijacking of jy weet 'n verdrinking, hartaanval, is dit onverwags. So die mense is baie onvoorbereid daarvoor. En nog baie meer as dit 'n minderjarige is, 'n kind. So wat verskriklik belangrik is dat hierdie goed moet deurgepraat word. En wat is jou wens? Selfs al is dit 'n kind wat daar lê, 'n kind 6, 7 jaar oud, wat op masjiene aan die lewe gehou word. Ek kan vir jou vertel van 'n geval, nou onlangs in Nelspruit, waar die man en die vrou is groot kerkmense, maar dit gaan nie breed met hulle nie. En die vrou het ernstige kanker opgetel. Die enigste bate wat hulle eintlik gehad het, was die huis. En hy was bereid om die huis te verkoop om die onkoloog te betaal. En haar wens was, nee, hierdie is vlak 4 kanker, ek gaan doodgaan. En nou natuurlik, daar is eers 'n argument, nee, want ek is lief vir jou, jy weet, en wat. En hy het haar wens eerbiedig, en sy is 'n paar maande daarna sy dood. Sy is begrawe, die man is nou in die huis. En ek kan vir jou sê, dis nou seker nou, ek dink 'n jaar na die tyd. Hy trou nou hierdie naweek in Nelspruit. Want die lewe gaan aankoos. Nou dis die ding. Nou gaan hy weer 'n testament optrek. Maar nou sit jy met dalk 2 of 3 Ou Testamente. Wat is die huidige geldige testament? En dit is belangrik, want jy weet, byvoorbeeld 'n kind of iemand kan 'n afskrif hê, dan vat hy dit nou na die prokureur en sê, kyk, ek het sy erfgenaam, hier is die testament. Maar na die tyd is daar, jy weet, 'n nuwe testament uitgebring. So daai is ook beskiklik belangrik, en dis toe ek dan gesê het dat nie doodsleer moet wees. Dit moet 'n geldige testament wees. En verkieslik moet die oues vernietig word, of jy kan dalk 'n rekord hou. Alhoewel jy sê in die Nuwe Testament, hierdie een vervang al die vorige testamente. Maar jy weet nie hoeveel daar was nie, of waar hulle is nie, of wat hulle datums was. So dit is ook 'n ding wat mense moet net na omsien was. Ja, jy weet André, jy laat my nou dink, professor Johan van Skalkwyk, dink ek, was my prof gewees op universiteit met hierdie tipe goed, met praat van testamente en goed. En ek vond nou nie veel wat die prof ons geleer het nie, hy was 'n wonderlike mens, seker nog steeds. Maar die een ding wat hy vir ons heeltyd gesê het, is, manne, die eerste ding wat jy doen met 'n testament, jy sit 'n datum op. En die tweede ding wat jy doen met hom, is daai klousule waarvan jy praat, waar jy sê, hierdie testament vervang alle vorige testamente, en jy maak seker daai ding is in jou doodsleer, en die mense weet daarvan. Jy moet ook nou nie begin hierdie woord speel, jy weet, my oom baas, ek praat weer van hom. Man het hierdie gewoonte gehad om te sê, as hy nou as ons as die kinders nou, is nou my oom gewees, my ma se broer, was hy, nou 'n bietjie vererg het vir ons, en so, jy's onterf, jy's onterf, en jou sussie gaan alles erf, ja, ons gaan dit doen. Moenie sulke twak speel nie, het was nog vir hom 'n groot grap gewees, maar ja, die mense het geen sin vir humor na die tyd nie, regtig, hulle begin so in die ou so goed verdeel waar, jy weet, soos hulle gedoen het met Jesus se klere al na die kruis, dit is ongelooflik, so varke mense uitdraai. Maar ek wil nou net sê, die ander advies wat ek geleer het uit my persoonlikheid is, manne, as jy nou deur so iets moes gaan, en ek wens dit nie op jou nie, wat ek geleer het is, op 'n stadium moet jy dit laat gaan. Op 'n stadium moet jy sê, dis verby tot ons weer ontmoet in die hemel. Daar is nie, jy moet aanhou leef, jy kan nie ophou leef nie, jy kan nie al goedjies aanhou heeltyd en heeltyd nie, jy kan ook nie as jy in 'n nuwe verhouding inkom, nou heeltyd praat oor haar nie. Of jy weet, op ons ouderdom, ek gaan nou ook 'n simpel grap maak, jy weet, as jy nou interessant raak daar in die kom in die slaapkamer en hier staan die oorlede man se asma op haar bedtafeltjie. Dis nie 'n goeie ding vir romanse nie, ek verseker jou. Jy moet dit laat gaan, jy moet op 'n stadium sê, dis tot hier toe, en dit is baie moeilik. Ja, baie mense sal vir jou sê, as jy daar staan by die graf, is dit nou verby, dit is glad nie verby nie. Dit gaan vir jou vang as jy hier in die middel van die nag, as jy alleen wakker word, gaan vir jou vang as jy met 'n reuk, met byvoorbeeld dieselfde parfuum, gaan vir jou vang as jy verby 'n sekere straat loop, waar jy miskien gaan eet het, gaan vir jou vang as jy sien, hier loop iemand wat dalk lyk soos jy,
of lyk soos sy en wow, nee, jy gaan ons alweer. Dis baie moeilik man, maar jy kan dit baie makliker maak vir die wat agterbly as jy net jou doodslaer en alles in werking het. André, laaste woorde van jou af? Ja, Koos, ek dink hierdie is nie noodwendig 'n onderwerp wat mense wil na luister, maar ek wil net sê dis werklik waar belangrik om te luister en om iets daarin te doen, dat dit professioneel gedoen is. En selfs die ding wat jy nou mee afgesluit het, die as. Ek weet van 'n familie waar 4 dogters, vyfslag oor waar die as verstruim het. Jy weet, want dit was nie in die testamente opgeneem nie. En tot vandag dus is hulle kwaai vriende. Want 3 het saamgestem en 1 het nie saamgestem nie. Nou, jy weet, is daar onmin. So ek hoop werklik waar en ek bid dat die Here die mense die behoefte sal gee om te luister na hierdie ding. Want dit is rigtinggewend en dit kan 'n man se lewe regtig baie positief beïnvloed in die familie ook going forward. So dankie Koos vir die geleentheid om te kon deelneem aan hierdie baie belangrike gesprek. Dankie André, ons waardeer jou insette, ons bid vir jou ook, so baie moeilike werke kapelaan. Ek kan my dink, ek sien nie kans al voor om die waarheid te sê. Manne, asseblief versprei hierdie video, praat met jou vrou, praat met jou kinders, moenie dit vir hulle moeiliker maak as wat dit hoef te wees nie. God seën, tot ons ontmoet eendag. Totsiens almal. Thank you for watching. Please like, subscribe, and ring the bell to receive notifications.